Welkom terug by die Groot Ontbyt. Nou, ons is baie opgewonde om vanoggend te gesels oor fotografie en Marlon de Tooy sluit ons aan. Nou, hy is 'n ambassadeur van Sony Alpha en ons praat oor die eerste amateur fotografie kompetisie hier op die Groot Ontbyt in Fokus. Goeiemôre Marlon. Baie dankie, goeiemôre. Lekker om hier saam met julle te wees. Hoorie, heerlik om jou hier te hê om te praat met 'n wêreldklas fotograaf. Hoe het jou paai gekruis met fotografie? Van 'n kind af, jy weet, ek het groot geword in Palaborwa. Meeste mense weet waar dit is. En, dis lekker warm daar, ons weet dit ook. Ja, en mense ry gewoonlik net deur om in die wildtuin in te kom. En my pa het baie van fotografie gehou en so ek het al vandat ek kan onthou saam met hom, ons is permanent in die wildtuin gewees. Hy het 'n safari besigheid ook gehad. So ek het amper groot geword met 'n kamera in die hand. En ja, dit het maar net van daar af aangehou, want ek het in die industrie begin werk as 'n gids in die lodge industrie. En ja, fotografie was net elke dag 'n deel daarvan, jy weet, jy is heel dag daar buite saam gaste. En nie net foto's en ja, een ding lei tot 'n ander en ja, ons is nog steeds hier met kamera in hand. Waarom verkies jy om wildlewe af te neem? Dis obviously baie moeiliker dink ek as om mense af te neem, want jy kan nie vir die renoster sê broer, kyk net so 'n bietjie gou na my nie. Maar wat maak dit vir jou spesiaal? En dit is weer eens net hoe ek groot geword het. Dit is al wat ek wou gedoen het. As 'n kind, ek kon aan niks anders dink as om met diere te werk, in daai industrie te wees, foto's van hulle te neem en jy weet op die einde alles te kan deel met mense. Ek het begin voor sosiale media 'n groot ding was en selfs toe het ons probeer om die boodskap uit te kry en aan mense uit te kry. So vir my dis net ek is jy weet mal oor wildlewe. Ek is baie lief vir reis en om verskillende plekke te sien reg oor die wêreld. En alhoewel mense en daar's baie ander fotografie daar buite, maar vir my wild daai koneksie met 'n dier en om in die natuur te wees, bro. En ek as Suid-Afrikaners weet ons presies waar dit gaan. So vir my daai hele gevoel van in die natuur en dan om met 'n dier te kan connect, jy weet oog tot oog deur 'n kamera is vir my baie spesiaal. En shot is so moeilik. Ek dink as jy hom uiteindelik kry, is dit soveel meer lonend as 'n mensfotograaf, né? Ja, en alle fotografie vorms van fotografie het hulle jy weet challenges, maar met wild, jy kan nie die lig kies nie, jy weet nie waar hy gaan wees nie, jy weet nie wat hy gaan doen nie, jy weet nie wat die weer gaan wees nie, jy weet nie of hy daar gaan wees nie. Daar's so baie goeders wat saam moet werk om 'n great foto te maak. So jy weet, as al daai goeders bymekaar kom en klik, dan is dit dis net so 'n wow oomblik. En dit gebeur bitter min dat dit net 100% klik, maar wanneer dit doen, dis regtig baie spesiaal. Absoluut vreugde. Nou, jy het 'n besonderse foto hierso. Vertel gou vir ons oor hierdie foto van die luiperd. Ja, ek weet ek is baie lief vir luiperds. Dis een van my gunsteling diere in die wêreld en wat ek altyd deur 'n foto probeer doen is om die dier se persoonlikheid te vang. En as jy dink 'n luiperd, as jy al ooit in die wildtuin was of gery het, jy sien nie 'n luiperd wat in die middel van die pad lê en daar vir jou wag nie. Hy kruip altyd weg en hy's altyd in 'n bos of in 'n boom. So 'n groot deel van fotografie vir my is die storie en om 'n dier te vang in so 'n manier dat hy jy weet dis hoe hy is, dis hoe sy natuur is. En jy weet die foto's is hierdie waar jy net die oë kan sien en die res van die kat smelt amper weg in die boom of in die natuur. Dit is vir my baie mooi en die tipe fotografie wat ek baie van hou. Ek hou van om 'n storie te vertel in 'n foto en Daar's soveel broosheid vir my in hierdie luiperd se oë. Dis regtig ongelooflik vasgevang. Luister, daar's baie administrasie ook agter fotografie. Dis nie net lekker en rondreis nie. Watse raad sal jy vir mense gee wat dalk nou aspirant fotograwe is of jonk is en in Palaborwa of iewers anders bly en ook graag 'n fotograaf wil word? Baie harde werk. Dis 'n interessante industrie want daar's nie 'n jy weet, as jy 'n fotograaf is en jy wil graag doen wat ek doen of iets soortgelyk. Dis 'n nuwe industrie. Jy weet, ek doen fotografie, maar ek doen dit nie net gaan in die natuur en neem foto's nie. Ek het 'n safari besigheid en ons vat mense op safari. Ons jy weet, dit kan alles van couples na jy weet, familiegroepe en dan ek doen guided safari, soos waar ek mense 4 tot 6 mense op 'n safari vat. En dis hoe jy jou geld maak. Om net geld te maak uit fotografie alleen is verskriklik moeilik. Dis
amper onmoontlik om net foto's te neem. Dit moet net 'n stoppertjie wees. Ja, jy weet, en dit groei daar uit. Jy weet, ek kom uit die industrie uit waar ek as 'n gids gewerk het, so ek het my fotografie opgebou. Ek het daai tyd gebruik om 'n naam vir myself te maak op social media, so ek het daai tipe platform om te bemark wat ek doen. En om mense te kry om saam met my te gaan en my besigheid te bemark, het dit alles mooi uitgewerk, maar jy weet, die beste ding wat jy nou kan doen is, obviously, neem goeie foto's, probeer jou beste, probeer goeie kameras aan die hande te kry en lense. Dit is baie oor die fotograaf, maar wat jy gebruik maak ook 'n massiewe verskil. En dan net slim wees, jy weet, jy het iets op social media wat dis 'n vrye platform, dit kos jou tyd. Jy kan dit doen sonder om 'n sent te spandeer, deur om jou naam te bou. En dan kan jy kyk na 'n besigheid. En jy weet, met ons besigheid, ek sou vir sê ek is soos 200 dae jaar in die bos, reg oor die wêreld. My sterkpunt is nie Excel of jy weet, boekhou of enigiets soos daai nie. So in ons besigheid, ons het baie spesifieke rolle, my vennote, vir alles van, jy weet, die besigheidsdeel daarvan, die structural deel daarvan. Jy weet, my werk is bemarking, die brand van die besigheid, die gaste happy, al daai tipe dinge. So ek dink, doen wat jy goed is mee, en sodra jy kan, kry ander mense wat beter is as jy, met daai tipe dinge, om jou besigheid te groei. En om dit as een persoon te doen is baie moeilik. Sure. Maar ja, daar's baie dele, net soos enige besigheid om dit groot te groei, maar dit kom met 'n passie en harde werk en dan net 'n slim plan te hê vir die volgende paar jaar. Slim plan, en jy het ook nou genoem wat jy gebruik. Yes. So Ooms en Sony is nou die groot ontbyt, so hoofborge ook vir ons fotografie kompetisie. Jy gebruik self 'n Sony Alpha. Yes. Hoekom? Wat maak dit so spesiaal en goed? Ja, dis die beste kamera daar buite vir wat ek doen. Ek is al saam Sony vir 8 jaar en toe ek begin met Sony, het hulle net in die digitale era begin met kameras soos dit nou is. En van toe af het hulle net altyd daai klein bietjie beter tegnologie in die kameras. Vir my, dis lig, dis verskriklik goed vir die werk wat ek doen. En ja, die kwaliteit van, dis op die einde van die dag is dit wat saak maak. Jy weet, hoe goed is die foto, en stel dit jou in staat om die foto te kan neem wanneer jy onder druk is. So, jy weet, al die goed saam vir my is net baie belangrik, en ek werk met al die kameramaatskappye, en vir my die een wat elke keer net uitstaan is die Sony kamerasisteme. Nou, Ooms en Sony Alpha se in fokus kompetisie is nou oop vir alle amateurfotograwe in Suid-Afrika of Namibië wat voor 24 Julie kan inskryf met een foto wat jy moet kies. Daar's lekker pryse, 3 groot pryse, daar's 'n kykerskeuse wenner en 'n kiesersprys. Is die kamera en lens wat die eerste prys is 'n goeie kamera? Het jy al daarmee gewerk? Dis die Sony Alpha A7V camera body en Sony FE 7 Al daai goed. Ja. Dit klink baie, maar dit is rarig goed. Jy weet, die A7V, die Sony A7 Mark V is 'n verskriklike goeie kamera. Dit is 'n great kamera om mee te begin. En baie fotograwe nou is fotograwe en hulle neem video's. As gevolg van wat ek nou net van gepraat het. Jy weet, om jou naam te bou in die industrie, as jy kyk na Instagram. Baie mense kyk na die foto's, maar op die einde van die dag is 'n reel, is rarig wat jou aandag vang, die video, die klank, en daai is ook wat jou naam kan bou en jou groot, jy weet, jou followers kan meer maak. Maar die kamera is great vir dit. Dit is 'n great, wat ons noem 'n hybrid kamera. Jy kan al twee verskriklik goed doen. En dan die lens, ek gaan letterlik nêrens sonder daai lens. En ek ken nie 'n wildfotograaf wat nie daai lens gebruik nie, oor al die kamera maatskappye. Maar die Sony lens is verskriklik lig. Dis die nuwe weergawe wat verlede jaar uitgekom het. Is 'n verskriklike duur lens, en dit is letterlik 'n lens wat ek nie, dis die eerste lens wat ek pak. Dan kom die ander lense by, maar dit is net hy doen alles. En nie net vir wild nie, vir, jy weet, of jy troues afneem of jy musiek festivals af, wat ook al jy doen, daai is die lens om te gebruik. So daai eerste prys is 'n great prys. En dit is ook die waarde van amper R120,000, so dit is ongelooflik. Yes. Net so vinnig, jy is een van die beoordelaars vir die fotografie kompetisie. Waarna kyk jy? Alles. Nee, belangrik, vir my een van die belangrikste goeders is die storie. As ek kyk na 'n foto, dalk was jou kamera nie so goed nie, of jy het jou settings bietjie verkeerd gehad, maar 'n belangrike storie is wat ons almal se aandag gryp. Is daai eerste wow oomblik en jou soos hak om mense te kry om te stop.
Ek dink dan wat jy afneem is belangrik. 'n Luiperd of 'n leeu mannetjie doen goed. As jy 'n foto van 'n rooibok inskryf, moet dit 'n baie goeie rooibok Ja, wees. okay. Want so jy weet dink oor wat jy inskryf. 'n mooi rooibok. 'n baie mooi'n rooi rooibok. Maar dan ook jy weet hoe wat is jou depth of field, jy weet hoe is jou dier mooi dit staan dit uit in die agtergrond. Jou tegniese komponent, het jy die regte settings, jou lig, die beligting van die foto. Daar's 'n paar goeders, alles is op die bladsy as jy inskryf. Maar kyk mooi daarna en jy het nie teen in die foto al klaar geneem, so jy kan niks van daai goed nou verander nie. Maar dis 'n goeie ding om te weet daarvan en jy weet bewus te wees daarvan vir alles jy nou weer gaan probeer in die volgende maand. Sjoe, Marlon, baie dankie vir jou tyd. Volgende was so lekker om te hoor jou wêreld en ook meer te praat oor die kompetisie en ek vir die saamkuier. Baie dankie Anelo, dit is baie groot voorreg geweest. Dit is dan Marlon de Tooy en soos ons sê in fokus, ons nuwe kompetisie by die Groot Ontbyt is nou oop. Natuurlik pryse van R120,000 tot R30,000 geloer gerus op ons webtuiste diegrootontbyt.co.za en ons is nou weer terug.